Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 19 Februarie, om alle dinge te versoen. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons sê vir u baie dankie dat u woord lewe bring. Weer raak asseblief ons elkeen se harte aan, dat ons deur hierdie studie ontmoeting met u mag hê. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Korintiërs 1 vers 19 en 20. Wat is hierdie versoening wat deur die kruis plaasvind en wat is die omvang daarvan? Ons lees Kolossense 1 vers 19 en 20. Want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom, die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Kolossense 1 vers 19 en 20. Paulus gebruik 'n baie interessante uitdrukking uit die Grieks om sy beskrywing van Jesus tot 'n hoogtepunt te bring deur indirek terug te verwys na die Vader wat in Kolossense 1 vers 12 genoem was. Dit het die Vader behaag om sy volheid in Jesus te laat woon. Ons vergelyk dit met Kolossense 2 vers 9, wat sê, want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Wat is hierdie volheid? Johannes verwys daarna as die Vader se heerlikheid vol van genade en waarheid in Johannes 1 vers 14, maar op hierdie skrifgedeelte gebaseer, omvat daardie volheid baie. Dit sluit God se ewigheidsbestaan en selfbestaan in en sy mag om te skep en te herskep. Die belangrikste, dit bevestig sy wysheid om sonde en die dood te oorwin deur die mees ondenkbare, die kruis. En so het hy die mees skandelike voorwerp verander in 'n getuienis van sy ewige liefde vir elke geskape wese. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die enigste manier hoe sonde werklik vir ewig oorwin kon word, om alle dinge wat moontlik versoen kon word, te versoen, word in hierdie glorieryke waarheid opgesom. God het lief gehad. Hy het die heelal lief gehad. En hy het ons so lief gehad, dat hy alles gewaag het, om ons deur Christus se dood op die kruis te red. Die Griekse woord vir wêreld is kosmos, wat die hele heelal insluit. Paulus verwys na hierdie universele demonstrasie in die konteks om Christus te volg in 1 Korintiërs 4 vers 9, want ons het 'n skouspel geword vir die wêreld, kosmos of heelal, vir die engele sowel as vir die mense. Die volgende aanhaling gaan ons lees en afsluit uit Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 760 tot 764. Die hemel het bedroef en verbaas gesien hoe Christus aan die kruis hang. Deur hul opstandige lewe plaas die Satan en diegene wat hulle met hom verenig, hul so in die stryd met God, dat sy teenwoordigheid self vir hulle 'n verterende vuur is. Die heerlikheid van hom wat liefde is, sal hulle vernietig. Aan die begin van die groot stryd het die engele dit nie begryp nie. Maar so sal dit nie wees as die groot stryd eindig nie. Dan, wanneer die verlossingsplan volbring is, sal die karakter van God aan die intelligente skepsele geopenbaar wees. Wel kon die engele dus juig, toe hulle die Heiland se kruis aanskou.
Christus self vir die gevolge van die offer wat op Golgotha gebring is, ten volle begryp. Na al hierdie dinge het hy vooruit gesien toe hy uitgeroep het, dit is volbring. Ellen G. White, Die Koning van die Eeue, bladsy 760 tot 764.